Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Wat 'n voorreg is dit vir my om God se woord met jou te kan deel en dat ons saam 'n bietjie daar kan deursoek en sy waarhede vir ons uittrek. Want onthou Jesus het gesê, die waarheid sal jou vrymaak, maar dis net die waarheid wat ons ken wat ons gaan vrymaak. Waarheid maak jou nie outomaties vry nie. Dis die waarheid wat jy weet wat bestaan. En as jy daai waarheid glo, dit sal jou vrymaak. Nou, ons is besig om te gesels oor geloof en ons het laas keer 'n bietjie gedeel oor die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en hoe sy haar wonderwerk net gaan vat het. Sy het nooit toestemming gevra daarvoor nie, sy het nooit gesmeek daarvoor nie, sy het net geglo daarvoor en dit wat sy geglo het sy omgesit in aksie en sy het net haar wonderwerk gevat. Kom ek gaan ons net weer verfris wat staan in Markus 5 vers 27 en 28. Sy het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Jy sien, sy het eers van Jesus gehoor en dit wat sy van hom gehoor het geloof in haar opgestuur, het geloof in haar opgewakker, soveel so dat sy gesê het, as ek net aan sy klere kan raak, sal ek ook gesond word. Maar sy het dit nie net by woorde gelos nie, sy het haar lewe op die spel geplaas, om haar woorde om te sit in aksie. En presies wat sy vir haarself gesê het, sal gebeur, dit het gebeur. Hier is vir ons 'n enorme les in geloof. Jy geloof is nie resepte nie. Dis nie 3 van hierdie, 4 van daai en 'n halfuur van dit nie. Dit wat ons spreek, is wat ons glo. So geloof word openbaring in ons hart deur die woord van God. Maar dan moet ons begin spreek wat ons glo. Gaan bietjie saam met my na Markus 11 toe. In die begin van Markus 11 kry ons die intog van Jesus in Jerusalem. Nou ek wil net vir ons bietjie die intensiteit van hierdie periode skets, dat ons net besef, in watter periode is ons mee besig. So Jesus het die vorige dag ingekom in Jerusalem in. Hierdie is die tydperk wat die lam volgens die Pasga ondersoek moes word. As ons teruggaan na Eksodus 12 toe, dan kry ons die verduideliking van en die voorskrif van die Pasga. So die Pasga moes op die 10de dag van die maand Nisan, moes die Pasga lam in die huis ingebring word, en dan is hy eers op die 14de dag geslag. Die spesifieke rede hiervoor is dat die huisgesin dan 5 dae gehad om die lam te ondersoek, of hy wel vlekloos is, sodat daar genoeg tyd is, as die lam nie vlekloos is nie, dat hulle hom kon ruil met 'n ander lam. En dis die tydperk waarin ons hier is. Jesus kom in Jerusalem in, en hy stel homself eintlik bloot vir ondersoek. Hy het die Sondag ingekom in Jerusalem, en daai Vrydag is hy gekruisig. So van die Maandag tot die Vrydag het hy homself beskikbaar gestel. Hier is ek, die lam van God, ondersoek my. En hier begin ons dan op daai Maandag. Hierdie gedeelte wat ons nou vandag mekaar gaan bespreek, het niks per se te doen met die Pasga of die offergawe of so nie, maar ek wil net hê ons met die intensiteit van die week besef. Dit wat Jesus vir ons in hierdie week deel, is ernstig. En ek wil nou glad nie insinueer dat die vorige 3,5 jaar van sy bediening is dit wat hy ons geleer het nou glad nie belangrik nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek wil net hê ons met die intensiteit van die week begryp, waarin hy dit vir ons leer wat ons vandag oor gaan bespreek. So in vers 12 staan daar in die volgende dag, dis nou die dag na sy intog. So dis dan die Maandag. Onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En dan gaan hulle nou in Jerusalem in en hy die tempel gesuiwer. En ek fast forward hier na vers 20 toe. En toe hulle vroeg die môre verbygaan, so ons is nou in die Dinsdag, voor Jesus se kruisiging, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou
en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Wat 'n snaakse antwoord op Petrus se vraag. Ek wil nie vandag te veel daaroor uitwy nie. Al wat ek hier vir jou wil wys is, Petrus is verskriklik verbaas, dat in daai eenvoudige sin wat Jesus gesê het, dat niemand ooit weer van jou eet nie, dat dit veroorsaak het, dat die boom gevrek het. Hy is uitermate verbaas en Jesus is eintlik, is jammer, ons kan nie Jesus se stemtoon en emosie in daai sin ook optel nie. Jy weet, dat ons nie, het daar nie vir ons gesê word, wat is sy stemtoon of so nie, maar dit sou nou interessant gewees het, want Jesus antwoord hom, jy moet geloof in God hê. Jesus is eintlik verbaas, dat Petrus verbaas is. Hy sê vir hom, man, as jy geloof in God het, enigiets wat jy sê sal gebeur. En hy druk dit dan ook so in die volgende vers uit. In vers 23 sê Jesus vir hom, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Ek gaan net weer daai vers vir ons lees. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Sjoe, ons is baie keer so geneig om die berg voor God te sleep en sê, Here, kyk my berg, Here, wees my tog genadig, sien my berg raak en vat hom weg. Maar dis nie wat Jesus ons leer nie. Nee, dis nie 'n klein teologie hierdie nie. Hierdie is God se woord. Hierdie is Jesus se opdrag. Hierdie is Jesus wat ons leer. 3 dae voor sy kruisiging is hierdie 'n kardinale les wat Jesus ons leer. Hy sê, jy het die mag, jy het die autoriteit om vir 'n berg te sê, hef jou op en werp jou in die see. En nee, ons praat nie van Tafelberg nie. Ons praat van obstakels, van berge in ons lewe. Maar net voor ek aangaan met dit, wil ek dalk net vir ons verduidelik, hoekom is dit so en waar dit begin. So as ons wil kyk na waar dit begin, dan moet ons teruggaan na die begin toe. Blaai asseblief saam met my na Genesis 1 toe. In Genesis 1 kry ons waar God die hemel en aarde geskaap het. En in vers 3 sê hy, en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. En in vers 6 sê, en God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees. En vers 7 eindig met, en dit was so. En vers 9, en God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, en dit was so. So hoe is die heelal geskape, soos wat ons hom vandag sien? Hy is in 6 dae gemaak deur God, wat gespreek het. Hy het in geloof, dinge wat hy nog nie gesien het nie, gespreek asof dit bestaan, en toe het dit bestaan. Gaan vir my na vers 26 toe, Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak. So hier is ons nou aan die beurt op die 6de dag. Na ons beeld en na ons gelykenis. En laat hulle heers. Geliefde disipel van Jesus, God het aan ons die heerskappy gegee oor sy skepping. En hy het dit nog nooit teruggevat nie. Nou ek weet, hierdie is 'n radikale gedagte vir meeste van ons, want dis nie wat ons tradisioneel geleer word nie. Maar kyk wat sê God se woord, gaan ondersoek dit, en vra sy Gees, ek kan nie hierdie vir jou 'n openbaring maak nie. Dis net God se Gees, wat deur sy woord, vir jou hierdie as 'n openbaring in jou hart kan maak. Kyk wat sê in vers 28, en God het hulle geseën, dis nou die mens, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp die aarde. Hy het nie gesê, ek sal die aarde onderwerp nie, hy het aan die mens die opdrag gegee, onderwerp dit en heers oor.
Hy het aan ons die autoriteit gegee om sy skepping te onderwerp en om daaroor te heers. Maar jy is nog nie oortuig nie. Blaai asseblief saam met my na Psalm 8 toe. En ek gaan nou nie, vir tyd gaan ek nou nie deur die hele Psalm lees nie. Kyk vir my na vers 7. Hy sê, U laat hom heers, en hy praat van die mens hierson. U laat hom heers oor die werke van U hande. Dawid begin hierdie Psalm hierbo, dan sê hy, O Here, ons Here. En dan vers 7 sê hy, U. Dis God, dis die skepper van hemel en aarde. God, laat hom heers, die mens, oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel. In konteks, watter alles praat Dawid hiervan? Die werke van sy hande. Die werke van God se hande, sy skepping, het hy onder ons voete gestel en God het dit nog nooit kom terugvat nie. Ons is aangestel om te heers oor hierdie aarde. Ons het die autoriteit. Alles is onder ons voete gestel. Blaai saam met my na Psalm 115 in vers 16. Daar sê hy, die hemele is die hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. God het vir ons die aarde gegee, hy het aan ons heerskappy gegee, hy het dit alles onder ons voete gestel. As jy hierdie reg verstaan, sal jy besef, God kan nie iets autokraties hier op aarde kom doen nie. Dit sal sy eie woord skend, en dit sal hy nooit in der ewigheid doen nie. En ek weet hierdie is radikaal vir julle, maar God kan nie iets op aarde doen sonder die samewerking van 'n mens in geloof nie. Tja, dink 'n bietjie hieroor na. Kom ons kyk na net 'n paar voorbeelde. Kom ek vat julle na Moses toe by die Rooi See. God het ten volle die mag gehad om die Rooi See oop te kloof. Maar hy het die samewerking van Moses in geloof nodig gehad om dit te doen. Moses moes sy staf neem en in geloof dit uitsteek na die see toe. En toe kon God die see oopkloof. God kon nie autokraties, net uit sy eie wil en sy eie besluit uit, die see oopkloof nie. Kom ons dink aan toe Moses by Mara gekom het. Moes hy die hout in die water gooi, om die water soet te maak. Kon God nie voor die tyd die water soet maak nie? Hy het by volle die mag om dit te doen, maar hy het die samewerking van 'n mens in geloof nodig, want hy het aan die mens die autoriteit op aarde gegee. En deur geloof gee ons God toegang om deur ons in hierdie aarde dinge te doen. Dink aan toe die water uit die rots uitgekom het. Kon God nie net die water laat uitkom het sonder dat Moses op die rots slaan nie. God het die mag om dit te doen, maar hy het nie die autoriteit nie, want hy het die autoriteit aan ons gegee. Hy het iemand nodig wat in geloof met hom saamstem, en dan kan hy werk. Dan kan sy wonderwerk in ons lewe werklikheid word. Ek dink maar aan Petrus in Handelinge 3, toe hy die verlamde man aan die hand gegryp het en hom opgetel het. God het die genesing gedoen, maar het Petrus se geloof nodig gehad, om deur sy geloof en sy, kan ek maar amper sê, sy vennootskap in die krag van Jesus, het hy gebruik om hom te genees. En kom ons gaan na die grootste voorbeeld van alle tye, Jesus. Hoekom moes God as 'n mens aarde toe kom? Juis vir dieselfde rede waaroor ons nou gesels. Want God moes as 'n mens, met die krag van God, deur die autoriteit van 'n mens, kom doen wat nodig was om te doen om ons te bevry. En dan as ek oor hierdie dinge dink, dan is dit vir my so awesome, dat Jesus keer op keer mense genees het. Jy weet, boonbehalwe die woord wat Jesus vir ons gebring het, en die evangelie wat hy vir ons gebring het, en sy lering, was sy grootste deel van sy bediening, het hy spandeer om mense te genees. Nie net sielkundig of geestelik nie, maar ook fisies. Genesing
is God se wil vir jou lewe vandag. En ons sien dit in die bediening van Jesus, God as 'n mens. Nou dat ons hierdie bietjie beter verstaan, en ek het ten volle begrip, ek weet waarvan ek praat, ek het self, maar moeilik aan dit gekou in die begin, want dit is so radikaal teenoor dit wat ons geleer is in die verlede. Maar kou daaroor, en as jy 'n beter begrip hieroor kry, gaan jy Markus 11 baie beter verstaan. Kom ons gaan weer terug na vers 23 toe. En Jesus sê vir hom, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Geliefde van Jesus, ons gaan 'n bietjie 'n paar weke by hierdie vers stil staan, want jy weet, daar's 'n kardinale gedeelte hier in die middel, wat sê, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Ek sal volgende week 'n bietjie daaroor uitbrei. Ek wil vandag hê dat ons net sal bietjie begin mediteer, en net begin ondersoek instel, oor die feit dat ons die autoriteit in hierdie lewe het, op hierdie aarde. Jou woorde dra krag. God het aan jou die heerskappy gegee, en jou woorde dra op hierdie aarde krag, en jy het die krag en die autoriteit om verberg te sê, hef jou op en werp jou in die see. Ons moet begin sensitief wees om te weet wat is die wil van God, want jy kan nou nie hierdie vers buite die wil van God gaan probeer aanwend nie. Ja, jy kan nou nie as 'n man begin sê, maar daai vrou, ek verklaar haar nou as my vrou nie. Jy kan nie 'n ander man se vrou gaan verklaar en gaan klein, dis nou jou vrou, en jou woorde dra nou krag, en jy het heerskappy oor. Nee, jy kan nie buite God se wil, en buite sy konteks, nou net jou scepter gaan swaai nie. Dit gaan nie so werk nie. Hierdie bly binne God se wil. Moses het nie uit sy eie sy staf uitgesteek en gesê, see, gaan oop nie. God het vir hom 'n woord gegee, en toe het hy sy staf uitgesteek, en hy het op die woord van God deur geloof, het hy die Rooi See oopgemaak. God het aan ons sy woord gegee. En as ons kyk na Romeine 12 vers 2, as ons gedagtes verander na die woord van God, sal ons weet presies wat is sy wil, wat is sy volmaakte wil, sê vers 2. En as ons op grond daarvan die autoriteit gebruik wat God vir ons gegee het, sal dit wat ons spreek in lyn met God se woord, sal gebeur. En daarom is dit vir my, ek gaan hierdie net hier ingooi, daarom is dit vir my so hartseer. As mense bid vir iemand se genesing en hulle eindig daai gebed af, as dit u wil is. Man, dis vir my so hamer hou tussen die oë daai, want is vir my duidelik, as jy dit bid, saam met genesing, dan weet jy nie wat is God se wil nie. Jy ken nie God se woord nie. As jy God se woord geken het, sou jy geweet het, die prys is reeds betaal vir die genesing. Hy het reeds aan die kruis vir ons bewys, dis sy wil dat hy vir ons wil genees. Sy woord sê verskeie kere, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Dit is sy wil. Ons moet die autoriteit vat en sy wil spreek. Ons moet in vennootskap kom met God se wil. Ons moet in vennootskap kom met God se woord. En daai genesing net eenvoudig spreek in geloof. Genesing is God se wil vir jou vandag. Daar's nie twyfel daaroor nie. As jy daaroor twyfel, moet jy tyd spandeer in God se woord. Jou genesing is God se wil. En so is baie ander dinge in jou lewe. God wil graag 'n verskil in jou lewe maak. God wil vir jou voorsien. God wil herstel. God wil baie dinge in jou lewe doen, maar jy moet leer deur sy woord, wat is sy wil, en jy moet dit begin spreek. En dan sê die woord, wat jy ook al spreek, as jy dit glo, sonder om te twyfel, sal dit gebeur. Ek gaan eers hierby volstaan vir vandag, want ek weet ek het 'n hele klomp goed gesê,
wat radikaal is en wat vir meeste van ons direk teen dit is wat ons tradisioneel geleer is. Ek wil jou geleentheid gee om 'n bietjie daaroor te dink en God se woord te ondersoek en daaroor te mediteer. En dan gaan ons volgende week weer aan hieroor. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir die krag wat daar in u woord is en dat u woord lewendig is. Dankie dat u vandag u woord gebruik om mense se gedagtes te vernuwe. Dankie dat u vandag u woord lewendig maak in mense, dat u hulle help om u woord te verstaan en te begryp, en dat u woord geloof in hulle harte opstig. Dankie dat u ons so lief het, en dat u ons eerste lief gehad het, en dat ons hierdie amazing geleentheid het, om u te kan terug lief hê. Aan u al die lof en die eer en die dank van ons hart tot in ewigheid. Amen. Geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.